Hallo almal, dit is Werner van die Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag gaan ons kyk na vraag 8 tot 10 van die kompendium van die Katekisme van die Katholieke Kerk, wat ook uitmaak van deel 2, wat ons kyk na die fases van God se openbaring. Vraag 8. In watter fases het God homself later geopenbaar? God het Abraham uitverkies en hom uit sy vaderland uitgeroep, om hom die vader van baie nasies, Genesis 12 vers 3 te maak. God het beloof dat hy in hom al die volke van die aarde, Genesis 12 vers 3, sou seën. Abraham se nakomelinge sou die bewaarders van God se beloftes aan die aardsvaders wees. God het Israel as 'n uitverkore volk gevorm, hulle uit slawerny in Egipte verlos, met hulle die verbond van Sinai gesluit en deur Moses hulle sy wet gegee. Die profete het 'n radikale redding van die volk verkondig en 'n verlossing wat alle nasies in 'n nuwe en ewige verbond sou insluit. Uit die volk Israel, uit die stam van koning Dawid, sou die Messias gebore word, Jesus. Vraag 9. Wat is die volle en definitiewe fase van God se openbaring? Dit was die fase wat verwesenlik is in sy mensgeworde woord, Jesus Christus, die middelaar en die volheid van die openbaring. Omdat hy die eniggebore seun van God is, hy wat mens geword het, is hy die volmaakte en definitiewe woord van die Vader. Met die sending van die Seun en die gawe van die Gees is God se openbaring heeltemal voltooi. Selfs al neem dit die geloof van die kerk eeue om geleidelik die volle implikasies daarvan te begryp. Sint Johannes van die Kruis het gesê, vanaf die oomblik dat hy ons sy seun gegee het, wat sy enige en uiteindelike woord is, het God ons in die een woord op een slag alles gesê, meer het hy nie gesê nie. Vraag 10. Van watter belang is private openbaringe? Hoewel hulle nie tot die geloofskat behoort nie, kan hulle wel iemand help om dieselfde geloof uit te lewe, mits hulle duidelik op Christus gerig bly. Die leergesag van die kerk, wat die taak het om die geldigheid van sulke private openbaringe te toets, kan nie openbaringe goedkeur wat voorgee dat hulle die definitiewe openbaring wat Christus is oortref of verbeter nie. So wat ons in die vorige vraag en antwoorde en ook in hierdie stel vraag en antwoorde sien, is dat God getrou bly aan sy beloftes, aan die verbonde wat hy gesluit het met die mensdom. Ten spyte daarvan dat ons van hom afgedwaal het hy sy beloftes nagekom en op 'n besonderse en definitiewe manier homself volkome geopenbaar deur sy seun te stuur en wie hy sy verbond vir ewig gevestig het. Die seun is die Vader se beslissende woord. Daarom sal daar geen verdere publieke openbaring na hom wees tot by sy wederkoms, die heerlike verskyning van ons Here Jesus Christus. Alhoewel God se openbaring voltooi is nie elke aspek daarvan reeds volkome uitdruklik gemaak nie. Daarom bly dit vir die Christelike gelowiges en veral gelei deur die opsieners of biskoppe van die kerk om die volle betekenis daarvan oor die verloop van die eeue te verstaan en getrou te leer.